Wonderlik, so heerlik om saam met julle te wees vanaand en ons gaan vanaand so 'n bietjie lekker saam sing. Kort gedagte met julle deel en na dit het ons ook 'n Zoom meeting. So julle moet maar daai skakel gereed hou op julle fone en so, en dan kan ons vanaand na die boodskap so 'n bietjie saamgesels. Dan kan ek daarom van julle gesigte ook sien. So vir die van julle wat dit moontlik is om in te skakel, sal ons dit waardeer. Onthou ook asseblief om op ons kanaal te subscribe as julle nog nie gesubscribe het nie. Teken maar daarin. Druk maar die klokkie, dan kan julle al die kennisgewings ontvang die oomblik wat ons nuwe video's laai. En dit help ook. Ons staan daarom al hierso by so 941 subscribers. So as ons 1000 bereik, dan raak dit ook bietjie makliker om sommer direk met ons fone en so aan op YouTube te kan livestream ensovoorts. So ja, deel dit met julle vriende. Nooi almal is welkom om in te skakel. Jy hoef nie 'n gemeentelid te wees nie. Dan kan jy ook ons besonderhede kry. Verskom, ek sweet so bietjie, dis nogal bietjie warm hier by ons hier in Valpark vanaand. Maar nou ja, maar dis lekker om saam met julle te wees. Vanaand wil ek so bietjie met julle gesels oor die tema lewende briewe. En julle sal nou sien waaroor dit gaan. Laat weet bietjie vir my daar in die kommentaar wie almal op is, van waar julle is, wat julle doen, hoe dit met julle gaan. Ons kyk bietjie wie luister. Ek sien dat daarom so 5 wat op die oomblik al in is. 5 wat kyk. So laat weet maar vir ons as julle inskakel van waar julle kom en so aan. Ja, ek gaan net my gitaar hier reg kry. En my liedjies en goedjies, dan kan ons heerlik saam sing. Net hierdie so 'n bietjie een kant skuif. En ja, as julle liedjies graag ook wil sing, is julle ook welkom om vir my te sê. Dan kan ons dalk van hulle ook inwerk. Kom ons begin met 'n ou bekende. This spotlight of mine. This spotlight of mine, I'm gonna let it shine. Oh, this spotlight of mine, I'm gonna let it shine. This spotlight of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. On a Monday, I'm gonna tell the story. On a Tuesday, about His grace and glory. On a Wednesday, to have more faith. On a Thursday, just a little more grace. On a Friday, how to pray. On a Saturday, just what to say. And I'll move right into my Father's house on Heaven's Avenue. This spotlight of mine, I'm gonna let it shine. Oh, this spotlight of mine, I'm gonna let it shine. This spotlight of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. On a Monday, I'm gonna tell the story. On a Tuesday, about His grace and glory. On a Wednesday, to have more faith. On a Thursday, just a little more grace. On a Friday, how to pray. On a Saturday, just what to say. And I'll move right into my Father's house on Heaven's Avenue. And I'll move right into my Father's house on Heaven's Avenue. This joy that I have, the world didn't give it to me. Oh no, no, this joy that I have, the world didn't give it to me. This joy that I have, the world didn't give it to me. The world didn't give it, and the world can't take it away. On a Monday, I'm gonna tell the story. On a Tuesday, about His grace and glory. On a Wednesday, to have more faith. On a Thursday, just a little more grace. On a Friday, how to pray. On a Saturday, just what to say. And I'll move right into my Father's house on Heaven's Avenue. And I'll move right into my Father's house on Heaven's Avenue. Ja, die tweede versie wat sê, this joy that I have, ek hoop julle harte is nog vol vreugde. Ons moet nie toelaat dat die vyand ons vreugde kom steel deur alles wat tans in die wêreld aangaan nie. Ten spyte van omstandighede het ons as kinders van die Here die vreugde en die vrede van die Here in ons harte. En as dit in jou hart nie daar is nie, dink ek moet 'n mens
dringend by die Here uitkom op jou knie en weer die vrede van die Here vind by hom. Ek is bereid, ek is gewillig om op te staan en voort te gaan vir Jesus. Ek is gereed, ek is gewapen om voort te veg, te doen wat's reg vir Jesus. Stuur my, lei my om te doen wat U vra. Wys my, leer my om ander se laste te dra. Dankie Jesus vir die liefde, my laste het U reeds gedra. Ek is bereid en ek is gewillig om op te staan en voort te gaan vir Jesus. En ek is gereed en ek is gewapen om voort te veg, doen wat's reg vir Jesus. Stuur my, lei my om te doen wat U vra. Wys my, leer my om ander se laste te dra. Dankie Jesus vir U liefde, my laste het U reeds gedra. Stuur my, lei my om te doen wat U vra. Wys my en leer my om ander se laste te dra. Dankie Jesus vir U liefde, my laste het U reeds gedra. Ja, mag die Here my en jou stuur en ons gebruik om ook ander se laste te dra. Love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your mind, and love for all mankind as you love yourself. Love the Lord your God with all your heart and all your soul and your mind as you love all mankind. We've got Christian lives to live, we've got Jesus Christ to give, we've got nothing to hide, because in Him we have found love. The Lord your God with all your heart and all your soul and all your mind, and love for all mankind as you love yourself. Love the Lord your God with all your heart and all your soul and your mind as you love all mankind. We've got Christian lives to live, we've got Jesus Christ to give, we've got nothing to hide, because in Him we have found love. We've got Christian lives to live, we've got Jesus Christ to give, we've got nothing to hide, because in Him we have found love. We've got Christian lives to live, we've got Jesus Christ to give, we've got nothing to hide, because in Him we have found love. Jesus, we enthrone You, we proclaim You our King. Standing here in the midst of us, we lift You up with our praise. Jesus, we enthrone
We proclaim you our King. Standing here in the midst of us, we lift you up with our praise. And as we worship about your throne, and as we worship about your throne, and as we worship about your throne, come Lord Jesus and take your place. Jesus, we enthrone you. We proclaim you our King. Standing here in the midst of us, we lift you up with our praise. And as we worship about your throne, and as we worship about your throne, and as we worship about your throne, come Lord Jesus and take your place. And as we worship about your throne, and as we worship about your throne, and as we worship about your throne, come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. Ja, ag Here, dis ons gebed vanaand, Here, dat U van ons harte sal besit neem, Here. Waar dit so maklik is vir hierdie wêreld en die omstandighede om ons vrede te kom steel, Here, om ons harte te kom oorheers, ons gedagtes te oorheers en ons so negatief te maak in soveel opsigte, Here, is my gebed vanaand. Here, dat U van ons harte en ons sinne sal besit neem. Sal U regtig waar ons loflied vanaand, soos ons gesing het, aanneem, Here. Maar sal U ook in ons harte werk, soos ons U nou aanbid, Here, dat dit wat in hierdie wêreld om ons gebeur, dat dit nie ons vrede sal kom steel nie, Here, maar dat ons vrede en ons vreugde ook vanaand by U kan vind en sal vind, Here. Dankie dat U vir ons beloof het, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Dankie, Here, dat U woord ons beloof, dat U ons harte en ons sinne sal bewaar tot die dag van Christus. Help ons daartoe, Here, dat ons in U sal vashou. Ons loof U ook daarvoor. Dankie, Here. Nog so 2 liede. Reign in me, precious Lord, reign in me, reign in me, precious Lord, reign in me. Precious Lord, reign in me, reign in me. Precious Lord, reign in me. Captivate my heart and establish there your throne. Let your will be done. Precious Lord, reign in me. Captivate my heart and establish there your throne.
Let your kingdom come, precious Lord, reign in me. Captivate my heart, establish there your throne. Let your will be done, precious Lord, reign in me. Thank you. This is my desire, to honor you, Lord, with all of my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. This is my desire, to honor you, Lord, with all of my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. And all that I adore is in you. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, and every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, and every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Ja, dankie Here Jesus. Dankie vir u soete Heilige Gees. Dankie vir u woord. Dankie dat ons ook nou rondom die woord kan sit, Here, en sal u ook dit in ons harte seën en ons eer en loof en dankie ook daarvoor. Amen en amen. Daar's hy, dankie julle. Dit was lekker om bietjie die Here se naam groot te maak, te aanbid. Ek hoop julle geniet dit ook so baie soos ek. Dis nou jammer, ou kan nou nie julle almal se stemme ook hoor nie. En met die Zoom meeting saam, dis moeilik om dit ook daarop te doen, want dan is die sang van almal se stemme nie altyd so in sync nie, soos hulle in Engels sal sê. En dan, ja, dan bots dit so bietjie. Maar ja, dis nog steeds lekker. Dit gaan in elk geval nie oor mekaar so seer nie. Dit gaan om die Here te aanbid en sy naam groot te maak. Dis vir my lekker om vanaand weer, begin van hierdie jaar, eerste keer dat ek nou bietjie by die jeug iets aanbied. En gedagte wat ek vanaand met julle wil deel is lewende briewe. Lewende briewe. Julle kan saam met my oopmaak daar in die tweede brief van die Korintiërs, 2 Korintiërs 3. Ons gaan net 2 verse saam lees daar. 2 Korintiërs hoofstuk 3 vanaf vers 2. Paulus skryf hier en hy skryf aan die Korintiërs en hy sê vir hulle, julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees
deur alle mense. Omdat julle duidelik 'n brief van Christus is, deur ons diens berei. Natuurlik, onthou, Paulus, hulle het hierdie mense uit hierdie gemeentes geplant, hulle het hulle na die Here toe gelei, maar die punt is, hulle is eintlik kom hierdie brief van Christus af. En is deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, en maar hoor, hoe is dit geskrywe? Maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. So, julle is ons brief, sê Paulus, julle is ons brief. 'n brief. Die hartseer van vandag is, daar word nie meer so baie briewe geskryf nie. Nie soos van ouds nie met 'n pen en papier wat in die pos gegooi word nie. Ek dink een van die hartseer dinge is, maar dis omdat ons posstelsel in die toestand is waarin dit is en nou wil nou nie daarop ingaan nie, maar die punt is, en natuurlik, ek dink die grootste rede vir dit is natuurlik, is maar die internet. Vandag is alles elektronies. Vandag in plaas van om 'n brief vir iemand te stuur, tik hom sommer vinnig 'n WhatsApp. Maar weet jy, vroeër jare, ek kan nog onthou, in die laerskool van ons penvriende gehad. En dan was dit heerlik om vir penvriende te skryf. En net bietjie te skryf wat die laaste paar weke of maande in jou lewe gebeur het, en dan skryf jy die brief en jy pos dit. En hoe heerlik was dit nie om 'n verrassingkie in die pos te kry, so elke nou en dan van 'n penmaat af, wat vir jou bietjie vertel hoe dit met hulle gaan, wat in hulle lewe aan die gang is. Dit was so asof dit elke keer bietjie 'n dieper indruk op 'n mens se lewe gemaak het, as sommer net 'n WhatsApp wat 'n mens ontvang. En ek dink die ander ding is, wanneer 'n mens elke dag in kontak is met WhatsApp, wat natuurlik sy voordele het, ek skiet nou nie WhatsApp of Telegram of sosiale media so seer af nie, dis wonderlik dat ons ook hierdie tegnologie het. Ek meen, so deel ons ook vandag die evangelie met mekaar. Maar ek dink daar het iets verlore gegaan van daardie diepte. Jy weet, as 'n mens nie elke dag van iemand hoor nie, en jy kry so dan en wanneer 'n brief, dan is dit asof dit bietjie 'n dieper impak op jou lewe maak, as wat 'n mens sommer net oor die sosiale media elke dag alles wat in almal se lewe aangaan sien. En almal sien ook wat in jou lewe aangaan. Ek dink die lewe het baie onpersoonlik geraak. En waar briewe het nog daardie manier. Maar ek wil nou nie ingaan op sosiale media en briewe nie. Ek dink ons 'n paar beginsels wat ek graag het vanaand wil uitlig. Hoekom sê Paulus, julle is ons brief? Sien, ons is lewende briewe en ons is deur Jesus Christus geskryf. En ons is geskryf aan wie? Paulus sê uitdruklik hier vir ons, dit word geken en gelees deur alle mense. Een van die groot godsmanne het eendag gesê, dat jou lewe is dalk die enigste Bybel wat baie mense sal lees. So, en ek dink dit moet 'n mens nogal diep raak. Ek en jy is 'n lewende brief. Jy weet, as ek dink aan hierdie konsep van lewende briewe, dan kom al by my 'n paar dinge op. Jy weet, ons leef in 'n stikkende wêreld, en veral in die tyd waar ons nou leef, hierdie wêreld is in 'n krisis. Dit is in 'n toestand. Daar's geweldige chaos. Die wêreld is radeloos, is eintlik hopeloos. Hierdie wêreld voel asof die wêreld gaan eindig. Baie mense wonder so, en vir baie mense het hierdie wêreld eintlik geëindig. Dink aan op die ekonomiese gebied en op alle gebiede. Maar selfs op geestelike vlak is daar soveel mense wat so te neergedruk is, so platgeslaan is deur hierdie ding, dat ons kyk in al hierdie probleme en krisisse vas. En ek dink in 'n groot mate maak dit dat ons as kerk dalk die impak wat ons veronderstel is om te maak, verloor het. Het ons nie eers die draad verloor nie. Het ons nie eers die boodskap verloor van die brief wat God in my en u harte kom skryf het aan 'n verlore gaande wêreld. Weet jy, ek en u was eens deel van die verlore wêreld. Ek was ook op 'n stadium in my lewe wat ek Jesus moes aanneem as verlosser en saligmaker. Voor dit was ek op pad hel toe, en so baie van u ook. Voordat 'n mens wedergebore word, is jy deel van hierdie wêreld, is jy verlore, is jy deel van hierdie chaos. Maar is dit nie wonderlik dat eers in my en u lewe, het die lig van Christus in ons harte kom skyn. In die meeste gevalle, feitelik seker in alle gevalle, het dit gebeur deur die verkondiging van die woord van God. Het jy by iemand die woord van die Here gehoor? Het sy dit in 'n boodskap in 'n preek by 'n Sondagdiens was, dalk by 'n jeugaand, dalk by 'n jeugkamp,
dalk 'n persoonlike vriend, 'n familielid, 'n ouer, 'n kind, 'n broer of suster wat met jou die evangelie kom deel. Die hoop wat daar in Jesus is, wat vir jou kom sê, weet jy wat, ja, sonder hom is ons verlore, ons is op pad hel, ons is verlore sondaars, ons het almal God se wet oortree, maar weet jy, daar's hoop, daar's iemand wat vir jou sondeskuld kom betaal het, daar's iemand wat jou lewe wil red, wat jou lewe wil verander, wat jou lewe wil vrymaak, hy wil jou vrymaak van jou sonde, van jou ou lewe, en hy wil jou hele lewe nuut maak. En hoe was daai passie in ons harte, hoe daai vuur nie gebrand die oomblik toe ons Jesus aangeneem het en ons lewe begin omkeer het, en ons wou net vir almal vertel. En al wat vir 'n geruime tyd op ons lippe was en in ons gesprekke was, is, weet jy, ek het my hart en lewe vir Jesus gegee. En baie kort daarna, weet jy, ek het my laat doop. Want ek het Jesus gevolg deur die doopwater. Baie van ons is gespot daaroor, baie van ons is gehoon daaroor, baie van ons is op neergekyk en snaaks aangekyk en ja, wil nou nie daarop ingaan, maar die punt is, en baie van daai teenkante wat ons gekry het, raak gemaak aan daai vlammetjie dalk bietjie afkoel. En daai vuur bietjie doodgaan. En dat ek nie meer soveel vrymoedigheid het om met mense daai boodskap te deel. Maar weet jy, my en jou lewe moet 'n lewende brief bly. Maar hoe hartseer is, as ons vandag kyk na, in baie opsigte na die kerk, selfs boodskappe wat van kansels af uitgaan, is dit so negatief. Is dit so, en ja, maak nie 'n fout nie, ons moet verkondig dat die oordeel van God is op pad. Maar ons kan nooit nalat om te verkondig die hoop van Christus nie. Jy kan nie die oordeel van God verkondig sonder om ook die hoop met mense te deel nie. Maar net so met ek en jy as kinders van die Here, die boodskap wat ek en u uitdra en uitleef, veral in hierdie tyd. Die wêreld het nou nodig om te hoor daar is hoop. Die wêreld het nou nodig om te hoor dat daar is 'n verlosser. Die wêreld het nou nodig om te hoor dat hulle sondeskuld is reeds betaal. Hulle het nou nodig om te hoor daar's uitkoms, daar's verlossing, daar's vrymaking. Maar wat hoor hulle as hulle na my en u lewe kyk? As hulle na my en u woorde luister? As hulle na ons sosiale media kyk? As hulle na Facebook kyk, WhatsApp, ek het dit so in 'n paar dienste ook nou al genoem. Maar ek voel ek wil dit ook vir julle as ons jeug noem vanaand en as u dalk na die boodskap luister. Is die hoop nog in jou hart? Wat 'n brief dra ek en jy uit? Wat 'n boodskap dra ek en jy uit? Die wêreld is in 'n krisis en diepe duisternis, maar die kerk het 'n opdrag en 'n boodskap. Paulus skryf vir ons, hy sê jou lewe is 'n brief en jou lewe word deur almal gelees. Kan ek 'n vraag vra, wat 'n brief lees mense vandag? As hulle na jou lewe kyk en na my lewe kyk. Is dit 'n boodskap van vrees? Is dit 'n boodskap van angs, van benoudheid, van vreesbevangendheid, van bekommernis, van hopeloosheid? As mense na my en u lewe kyk as Christene, wat sien hulle? Ons wat sê ons as Christene, wat lees hulle as hulle na ons lewens kyk, as hulle na ons gesprekke luister? As hulle met ons direk kommunikeer, met ons direk praat, wat lees hulle in jou brief? En wat lees hulle in my brief? Wat 'n boodskap is ons veronderstel om uit te dra? Wel, ek wil dit kortliks met julle almal ken dit. In eerste plek het Jesus vir my en jou 'n opdrag gegee en 'n boodskap gegee. Dit is die brief wat hy in my en jou hart kom skryf het. Hy het my en jou kom red. Hy wil ek en jy moet dit met die wêreld deel. En die eerste ding wat hy vir ons kom sê het, vind ons in Matteus 5. Matteus 5. Ek net daar oopmaak, skus, ek wil net hierdie ander blaadjies hier uithaal. Matteus hoofstuk 5, vers 13 tot 16. Sê Jesus, ons moet sout en lig wees. Ek wil nie daarop uitbrei nie. Hy sê net, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer om voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. As jy nou lig gaan skyn, jy gaan dit nie kan wegsteek nie. As die lig van Christus regtig in jou skyn, gaan jy dit nie kan wegsteek nie. Hoe hartseer dat ons liggies dalk baie keer dood gegaan het. Ons het nou daai lied gesing, This Spotlight of Mine. Oorspronklik lied sê, This Little Light of Mine. Ons spotlight het 'n little light geword. Die hartseer is in baie opsigte het van ons liggies heeltemal dood gegaan. Of ons steek dit so weg, want hy sê 'n mens, vers 15, steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander en dit skyn vir almal wat in die huis is.
Hoor nou wat sê vers 6 en hy sê, laat julle lig so skyn voor die mense, die hele wêreld eintlik, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. My en jou lewe moet so heerlikheid uitstraal, dat as die wêreld na ons kyk, veral in tye soos hierdie, in tye van krisis en nood, as die wêreld na ons lewe kyk, moet dit so 'n lig uitstraal, en so 'n heerlikheid uitstraal, dat die wêreld 'n begeerte sal hê na dit. Sal sê, maar hoorie, wat maak julle anders? Hoekom lyk julle lewe anders? Hoekom? Ons almal is so bang, ons almal is so benoud, ons almal is so vreesbevange, maar julle as Christene, daar's iets anders in julle. Julle is so hoopvol, daar's so 'n sprankel in julle oë, daar's so 'n lewe, daar's so 'n hoop. Ek soek dit. Die hartseer is as die wêreld na die Christene in baie gevalle vandag kyk, en dan praat jy met my ook, wat se brief dra ek uit? Wat lees mense as hulle my brief lees, van my lewe, my woorde? Vra vir jouself ook daardie vraag. Sal hulle dit sien, dit lees en voel hulle wil God verheerlik? Of gaan hulle eerder wil wegskram en sê, jong, ek het genoeg negativiteit in my lewe, ek het nie nog tyd vir dit ook nie. Dis waar weer eens, ons moet waarsku teen sonde, ons moet waarsku teen die oordeel van God wat kom, maar nooit sonder die hoop nie, jy moet altyd nader die hoop ook deel. Die mense moet hoop kry, die kern van ons boodskap is, Jesus Christus is 'n verlosser. Volgende ding wat die Here vir ons sê, is in eerste plek, ons moet sout en lig wees, gaan nie jou lewe wat moet getuig. Tweede ding wat Jesus vir ons sê is, dat ons moet die blye boodskap verkondig, ons moet die evangelie verkondig. Dis wat hy hier vir ons sê in Markus 16, julle almal ken dit. Hy sê, gaan die hele wêreld in, vers 15, en verkondig die evangelie, die blye boodskap, aan die ganse mensdom. Gaan verkondig dit, vertel vir mense hoe om gered te word. Wat is die evangelie? In Korinte 15, die eerste paar verse sê uitdruklik, dit is die evangelie, dat Jesus Christus gebore is volgens die skrifte, dat hy gekruisig is volgens die skrifte, dat hy begrawe is volgens die skrifte, en dat hy opgestaan het uit die dood, en dat hy lewe. Dis die evangelie, hy het vir my en jou sondeskuld betaal, ons het 'n boodskap om uit te dra. Wat 'n boodskap dra ons vandag uit? Dra ons nog daai boodskap uit? Deel ons nog die evangelie met mense? Dit moet ons primêre boodskap wees. Dit moet wees wat mense in my en jou lewe elke dag sien, is die verlossingswerk van Christus. Dis wat hulle in ons woorde elke dag in ons gesprekke moet hoor. Dis wat hulle op ons sosiale media moet sien. Wanneer laas het jy iets op jou sosiale media gesit van Jesus as die verlosser van die wêreld, die hoop wat daar in hom is, om siele te red wat verlore gaan? Want die Here wil jou ook gebruik, en hy wil jou lewe as 'n brief gebruik. Jou lewe is 'n brief, of jy dit wil weet of nie. Die vraag is, wat straal jou lewe uit? Die laaste een is, Jesus sê vir ons moet disippels maak. Matteus 28 vers 19, julle almal ken dit, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. So wat sê die Here vir my en jou? Hy sê vir ons, dat ek en jy moet ander mense sy disippels maak. 'n Disipel is 'n volgeling. En om iemand 'n disipel te maak is eenvoudig. Jy lei hom na Jesus toe, jy stel vir hom 'n voorbeeld en jy wys hom hoe om Jesus te volg. That's it. Die lering kan hy ontvang by die kerk, nooi hom saam kerk, nou kan ons die kerk hou nie, stuur vir hom die kerk se link of 'n gemeente se skakel se YouTube kanaal waar hulle kan begin boodskappe luister dat hulle kan groei. Maar wat is die primêre boodskap wat ek en jy moet uitdra? Is nie van oppas vir dit, oppas vir dat, hierdie ding, daardie ding nie. Ek en jy moet die evangelie uitdra. Mense moet die hoop sien. Ja, ons kan mense waarsku, maar gee altyd die hoop saam met dit. Moenie net waarsku en negatief wees nie. Ek en jy as Christen is veronderstel om die mees positiewe mense op aarde te wees. As die wêreld na my en jou kyk, moet hulle eintlik skaam kry oor hulle negativiteit en hulle moet 'n begeerte hê om Jesus te ontmoet, want hulle moet die verskil sien wat hy in my en jou lewe maak. Dit is vir my so hartseer, ek sê dit weer, as ek vandag na my eie lewe kyk en na baie Christene se lewens, dan moet ek baie keer ook my kop in skaamte laat sak oor myself ook en sê, joh, ek wonder wat het mense vandag in my lewe gelees. Ek wonder wat het mense vandag, as hulle na my lewe en na my gesprekke luister, as hulle van my teenwoordigheid af weggaan. Ek wonder wat se gedagte bly in hulle harte. Is hulle opgewonde? Is hulle hoopvol? Of het hulle weggestap en neergedruk en meer negatief as toe hulle by my gekom het? Mag my en jou lewe Jesus uitstraal.
Ek en jy is 'n brief deur Jesus Christus geskrywe deur die krag van die Heilige Gees. En dis my laaste ding wat ek net vinnig wil noem, en as ons klaar, dan gaan ons gou oor na ons Zoom meeting toe, kan ons bietjie daar gesels, kan ek daarom julle gesigte ook sien. Net ten slotte 2 gedagtes. In die eerste plek, net dit. Weet jy, dit is die Heilige Gees wat ons in staat sal, as jy daai gedeelte in 2 Korinte 3 verder lees, dan sal jy sien dat Paulus daar praat oor ons eie bekwaamheid, dan sê hy, en dis nie ons bekwaamheid nie, dis nie bekwaamheid wat uit onsself uitkom nie, dis die Heilige Gees wat ons bekwaam maak. Sê nie wat Handelinge 1 vers 8 sê nie, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Julle sal my liefdesbrief aan hierdie wêreld wees. Mag die wêreld, as hulle na my en jou lewe kyk, deur die krag en die werking van die Heilige Gees, wat die vrede en die vreugde van God in my en jou hart werk, mag hulle dit sien, mag hulle die vreugde van Jesus sien, mag hulle die vrede sien wat hy bring ten spyte van ons omstandighede, en mag dit die wêreld jaloers maak, 'n positiewe jaloersheid, mag dit hulle 'n begeerte gee, mag dit hulle honger maak om Jesus te ontmoet, en sodat hy ook hulle lewens kan verander. Die wêreld het nou nodig om te hoor, daar is hoop in Jesus Christus. Ek sluit af met 'n vers, Filippense 2 vers 15, so kosbare vers. Hoor wat sê Paulus hierso, verskoon my hond daar buite, hy blaf so bietjie, hier loop partymal katte hier rond, so ek hoop julle kan my darm nog hoor. Hoor wat sê Filippense 2 vers 15, hy sê, sodat julle onberispelik en opreg kan wees. Hoor hoe mooi, hy sê, kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag, klink soos die wêreld waarin ons vandag leef. Hoor nou wat sê hy, onder wie julle skyn, soos ligte in die wêreld. Kom ons skyn ons ligte, kom ons straal die hoop van Jesus uit. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Here, so dankie dat ons vanaand so kon saam wees. Dankie vir u liefde, u genade, Here. Dankie dat u ons kom red het. Dankie, Here, dat u bloed ons kom skoon was het. Dankie dat u ons kom vrymaak het van ons sondes. Dankie dat u deur die Heilige Gees ons heilig maak. Help ons, Here, dat ons sal oorgee aan die werking van die Heilige Gees. Elke dag. Dat ons nie sal toelaat dat die wêreld en al die gebeure om ons negatief maak nie, maar dat dit ons meer positief sal maak. Want ons weet, Here, u woord sê, dat hierdie dinge moet gebeur, en dan is die einde naby, dan kan ons hoofde ophef, na bo kyk, ons hoef nie beangs rond te kyk nie, want ons verlossing is naby. Dis hoop, Here. Sal U ons help om daardie hoop uit te straal. Sal U gee dat wanneer die wêreld na ons toe kom en ons medebroers en susters en mense kom en hulle is negatief, help ons om die gesprek om te swaai, positief te wees en te sê, maar weet jy, is dit nie wonderlik nie? Al hierdie dinge het Jesus vir ons vooruitgesê, dit moet gebeur. En weet jy, dis eintlik awesome. Ons gaan opkyk, ons verlossing is naby. Jesus is op pad. En weet jy, daar's hoop in Jesus. Sal U ons help daartoe, Here. Help ons, dat wanneer die wêreld met ons te doen kry, dat hulle honger en dors sal word, dat hulle U goeie werk in ons lewens sal sien, en U dan, as ons hemelse Vader, sal verheerlik. Sal U die negativiteit uit ons harte verwyder, Here. Sal U die angs en die benoudheid en die vrees wegvat. Sal U ons weer opgewonde maak om 'n Christen te wees. Opgewonde maak en bly maak, omdat ons Jesus ken. En sal U ons dan help, Here, om ook daardie boodskap uit te dra na die wêreld. Ons loof en eer en dankie daarvoor in Jesus kosbare en heilige naam. Seën elkeen wat vanaand saam gekyk het of op 'n ander tyd na die boodskap luister, en sal U dit ook lewend maak in ons harte, bid ons in Jesus se kosbare en heilige naam. Amen en amen. So dankie dat julle saam geluister, saam gekyk het. Mag die Here julle ryklik seën. Stuur vir ons bietjie kommentaar, laat weet vir ons as hierdie boodskap vir jou iets beteken het. Mag die Here hierdie woord in my en in jou hart lewend maak. Kom ons gaan straal sy lig uit van hoop, van blydskap, van vreugde, ten spyte van 'n negatiewe uitkyk in hierdie lewe, ten spyte van 'n negatiewe wêreld waarin ons leef en probleme en krisis wat hierdie wêreld oorspoel. Mag die Here met jou wees, mag sy aangesig oor jou skyn, mag hy jou ryklik seën in Jesus kosbare naam. Amen.